wil vanmôre iets vir jou sê. Ons sing hierdie lied, maar daar moet 'n klemverskywing kom. Hierdie lied sê dat, soos ons dit daar sing, dat wonderwerke gaan plaasvind wanneer God werk, wanneer God beweeg. Dit is absoluut so. Maar in die hele Nuwe Testamentiese era lees ek en ek sien selfs in die Ou Testament dat elkeen wat God se gees gehad het, die oomblik wanneer hulle beweeg, werk God saam in wonders en tekens, want dis wat die Nuwe Testament sê. Het jy my gehoor? So die wonders wat ons verwag, ons wil die verantwoordelikheid na die Here toe gee en sê, Here, U moet werk, dan sal daar wonders gebeur. Intussen sê die Here vir ons, julle moet beweeg, dan ek beweeg. Petrus loop nie op die water, alvorens hy uit die boot geklim het nie. Want vir wonderwerke en die krag van God om geopenbaar te word, het ons geloof nodig. En God werk met diegene wat glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek. Is hy nog hier? So wat moet ek en u doen? Ons moet begin beweeg. We need a move. Ons kort 'n nuwe beweging in hierdie kerk. Ons kort wonderwerke, ja. Maar ons kort die grootste wonderwerk van alle wonderwerke, en dis die redding van mense wat Jesus nie ken nie. En dis waarmee ons besig is hierdie afgelope 2 weke. So ons gaan hierdie lied weer sing. Terwyl ons sê, we need a move. Terwyl ons sê, wanneer God beweeg, moet jy eintlik sing, Here, ek gaan beweeg. Lord, I will move. Kan jy dit aansit? I will move. Sê dit. Yes. Kom ons sê dit vir hom. Steek jou hand op daar waar jy is. I will move, Jesus. Master rechte tot de wonder kushati hande. Yes, my Jesus, we worship you. I will move, my Lord. Oh, I will move, my God. Mighty Jesus. Yes, Lord, help us. Move, Jesus. Oh, we will move, oh Lord. We will proclaim the gospel, Lord. The wonderful news, Jesus. We need a move. Glory to God. Oh, we need a move, God. Yes, Jesus. And we need to move, God. We need to move, Lord. Dank je, Jesus. Mighty God. Mighty Lord. I need to move, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Yes, I need to move. Lord, I need God to move, Jesus, with your word and your spirit, Lord. I need to put faith in action, God. Lord, we need to trust you, Jesus. Oh, my God. Thank you, Jesus. Vader, ons wil nie net die verantwoordelikheid by u los nie. Want die Here Jesus maak hierdie stelling, hy sê, soos my Vader my in die wêreld uitgestuur het, stuur ek julle nou in die wêreld uit. Om hierdie goeie nuus aan elke nasie, aan elke stam, aan elke taal, aan elke volk, van Jerusalem af en verder, na buitekant toe uit te dra. En ek wil bid, Here, gee ons genade, gee ons wysheid in hierdie proses. Help ons, Here, om u wil te vind en dit te doen.
U wil is dat almal gered sal word. Want U som U hele lewe op in een sin. Ek het gekom om te soek en te red wie verlore is. Daarom bid ek, Here, dat U ons sal help, dat ons daardie opdrag en daardie visie vorentoe sal neem, om te soek, Here, wie gered moet word, en dan hierdie mense 'n geleentheid te gee om by Jesus uit te kom. Here, ons is in die laaste stukke van hierdie wêreld. Al hierdie dinge in die Midde-Ooste, Here, is besig om vinnig te gebeur. En ek wil bid, Here, help ons om hierdie dinge te verstaan, en onsself gereed te kry, Here, vir dit wat gaan gebeur, en gereed te wees wanneer U kom. Laat ons nie met leë hande, Here, voor U sal staan nie, maar Hemelse Vader, dat ons U koninkryk ook sal sien kom in ons eie lewe, en dat ons siele sal inbring in Jesus se magtige naam. En ek dank U daarvoor, Vader, en die volk van die Here sê amen. Baie dankie, kan U sit neem. Ag, wil jy net vir my 'n mikrofoon gee asseblief vir Charmaine. Charmaine, kom vir my vorentoe asseblief, sy het 'n getuienis wat sy vanmôre wil bring. Sannie Boe, ja. Jy is mos 'n pastoor. Okay, goeiemôre almal. Hierdie is my skerp, my swaard. Maar ek weet nie altyd waar staan wat nie, so ek verwys altyd na Paulus het gesê. En as Paulus gesê het, dan is dit so. Verlede week gaan ek en William, en ons het so 'n bietjie warm kosies oor. En ons gaan so teen Wesstraat af, en daar's 'n paar gehuggies teen die muur. Maar een man staan teen die pad. En hy vat die kos by my, en sy woorde is, jy is genees. En ek het al heel aand gedink, Here, het ek nou 'n engel kos gegee? Hoe sal 'n vreemdeling of vir my te sê, ek is genees? En dit was nogal vir my 'n groot oomblik. Loof die Here. Is jy genees? Nog nie weer nie, dokter. Of toe nie, nog nie weer nie. Prys die Here. Kom ons dank die Here. Vader, ons dank U. Daar's 'n skrif wat sê dat ons moet altyd gasvry wees. Want ons weet nie of ons 'n engel van die Here huisves nie. En ek dank U, Here, ook vir die gehoorsaamheid van Charmaine en William om uit te reik na mense in hierdie koue, om ook so daar te gee. Want die woord, Here, gee ons die opdrag om na elke een toe uit te reik, ongeag wat ons dink, wat ons sien, hoe ons redeneer, sonder veroordeling. Dankie, Here, dat U ook vir haar hierdie woord gegee het, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Lord bless you, man. Prys die Here. Die Here is groot en die Here is goed. Kom nie met hierdie inpreek nie. Ek kan my hande nie beweeg nie. Prys die Here. Is julle reg vir die woord? Ja, dis winter, dis koud en dis skoolvakansie, moenie daaroor worry nie. Ek is so bly julle is hier. En ek is so dankbaar dat die Here getrouheid ag. Hy sê, mooi so, goeie en getrou. Nie net goeie nie, en getroue diensknegt. Ja, mense het rus nodig, dit is so, maar ek dink ons rus te veel. Ek het agtergekom die duiwel rus nie. Okay, kom aan. Ja, baie keer voel mense so 'n bietjie op en moeg, en veral die ouens wat kinders op skool het, hulle is, ek dink tot die 10de mag moeg. Want die skool kan ou uitput, maar ons gaan nou nie daartoe gaan nie. Ek weet nie of die kinders is wat ou uitput, en of die skool is, en of die onderwysers is nie, maar iemand put jou uit. Maar ek is so bly julle is vanmôre almal hier, mag die Here julle ryklik seën. Jy kan jou Bybel vir my oopmaak, ek gaan 3 gedeeltes vanmôre lees. Ek lees gewoonlik nie so baie by die aanvang nie, maar ek wil dit met jou deel. Heel eerste een is Matteus 28:19.
Nou, hom kan julle sommer quoteer, want julle ken hom uit julle koppe uit. Matteus 28:19. Het gaan nie op die bord ook wees, daarmee saam Markus 16:15 en dan Johannes 1, vers 41 tot 47. Daar wil ek 'n paar verse lees, want dit waarmee ons besig is, word baie mooi saamgevat in daai gedeeltes. Sê vir jou langs jou, ek is reg vir die woord. Prys die Here. Kom ons kyk wat sê die skrif. Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels, sê 'n bietjie maak disippels, van al die nasies. Net van die Afrikaner. Aua. My suster het laasweek vir my gebid toe ons klaar was en my 'n woord gegee en ek was so beïndruk dat die goedjies wat sy in die week by die Here gekry het, wat sy met my wou deel het, sy in haar dagboekie gaan neerskryf en toe sy dit oopmaak, toe sê ek vir haar, suster, jy so in die kol, jy weet dit net nie. Want dit wat die Here vir haar gesê het vir my, letterlik wat ek moet doen, gaan ons doen. Ek wou eintlik al vandag daarmee gedoen het, maar ek is nog nie gereed daarvoor nie. Ons sal volgende week gaan ons van daai goed, gaan ons dit doen wat sy wou gehad het, ons moet doen. En dit is letterlik om bemarking in die veld uit te sit rondom redding. So, ons gaan dit doen, dit is net 'n bietjie drukwerk en goed aan verbonde. Matteus 28:19, gaan maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die klem hier is nie doop nie, die klem is nie leer nie, die klem hier is ook nie gaan nie, die klem hier is maak disippels, deur te gaan, deur te doop, en deur hulle te leer. So die hoofwerkwoord in hierdie vers, as 3 werkwoorde hier, die primêre werkwoord is maak disippels. En dis die opdrag wat die Here Jesus gee voor die hemelvaart, en daarmee saam Markus die 15de hoofstuk, of die 16de hoofstuk vers 15, Markus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, en dis die ekwivalente skrif wat ons nou net gelees het, dit is Markus se weergawe van wat daar gesê is. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, is die hele wêreld dieselfde as al die nasies? Is dit dieselfde? Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan wie? Wat se ding is die ganse mensdom, net die Afrikaner? Aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, en hy wat nie glo nie sal veroordeel word, en vir die wat geglo het sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duiwels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek. So kan jy sien dat die werking van die Gees kom nadat jy geglo het. So ons moet aksie neem, en dis presies wat ons nou net gesing het, en daarmee saam wil ek vir julle lees in 1 Johannes 1, letterlik Johannes 1 vers 41. Sien ek het so 'n bietjie terug, ek het 1 bladsy terug gaan nie. Tot en met vers 47. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat het van Johannes die Doper gehoor het en hom gevolg het, en Jesus gevolg het. En hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as dit vertaal word die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. So hoe kom Petrus by Jesus uit? Het julle gelees? Sy boetie, nou kom ons praat 'n bietjie hoër Afrikaans, sy broer, sy boetie, lei hom na die Here Jesus toe. Hy stel hom voor aan die Here Jesus, en die Bybel sê, hy is die een wat verantwoordelik was om sy broer Petrus, wie die leier van die kerk na Jesus sou wees, by Jesus uit te kry. So, sy broer vat die verantwoordelikheid of Andreas vat die verantwoordelikheid om sy eie broer by Jesus uit te kry. Nou ek dank die Here dat hy vir my goed was. My eie broer het baie geskop teen die Pinksterwêreld, en vir baie jare het hy net eenvoudig, hy kon nie hierdie skuif maak nie, want sy paradigma het dit nie toegelaat nie. Maar hier aan die einde van sy lewe voor hy dood is, so letterlik 4 jaar of wat voor hy dood is, ek kan nie eens onthou hoe lank dit was nie,
het hy letterlik begin besef, hy het die Bybel begin lees, en toe kom hy agter, hier's dinge wat ek in die Bybel sien, wat nie by my gebeur, in my lewe met my gebeur het nie, en so het hy begin uitreik en nader kom en begin oopgaan, en hy het deur die hele mentorgroep reeks gegaan vir amper 2 jaar lank, en daar het die Here hom omgekeer, en ek kon op 'n plek kom wat ek hom kon doop in die naam van die Here Jesus, waar die Here aangeneem het, man, is dit nie wonderlik en goed nie? So ek kan daarom sê, ek het my broer na die Here toe gelei, my ander broer dien ook die Here, hy sit so 'n bietjie lui, okay, maar hy bly ver van hier af, so hy gaan sommer na 'n kerk toe daar naby homself, dis hoekom julle hom nie meer hier sien nie, maar hy gaan steeds kerk toe. So hoor baie mooi kind van die Here, dis nie die kerk wat jou red nie, is die bloed van Jesus wat jou red, maar hier kom die woord van die Here, en hy sê, in hierdie gedeelte, dat Andreas kom by Petrus, en hy sê, ons het die Messias gevind, vers 43, en hy het hom na Jesus gelei, toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona, jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek, en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. So wie kry vir Filippus? Jesus kry homself. Al die ouens was aan mekaar gekonnek, want hulle kom almal daar bo uit Galilea uit, in daai omgewing uit. En Jesus het hom gekry, en wat sê hy vir hom? Volg my. Kom agter my aan. Volg my op Piso. En Filippus was van Betsaida, uit die stad van Andreas en Petrus. So kan jy sien, daar's 'n link daar. Filippus het Nathanael gekry, en vir hom gesê, ons het hom gevind. So wat sien jy deur hierdie paar verse wat ek vir jou lees? Wat is die sinnetjie wat voorkom hier, 2 keer sommer binne 2-3 verse? Die woorde, ons het hom gevind. So met ander woorde, hier sien jy, dat die boodskap van hierdie nuwe bekeerlinge, het een enkele trant gehad, en dit is, hulle vertel iemand, dat hulle Jesus gevind het. Nou mense, dit is wat ek en jy moet doen. Ons moet net vir iemand gaan vertel, weet jy wat, ek het die Here Jesus gevind. En het jy hom al gevind? Ken jy die Here Jesus? En dit is wat die Here van ons verwag. Kyk wat gebeur nou. Ons het hom gevind van wie Moses en die wet ook, en ook die profete geskryf het, Jesus, die seun van Josef van Nasaret. Nou kyk Nathanael se reaksie, want Nathanael was bietjie, lyk my, hy was teologies ingestel, hy het nog al die skrifte geken. Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret, dit was nou 'n eenvoudige dorpie, kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Kyk nou mooi. Filippus antwoord hom. Filippus kom nie hier met 'n teologiese beskrywing nie. Hy probeer nie hier 'n klomp dinge bewys, ek dink nie hy dit geweet nie. Al wat hy te sê het is, ek het hom gevind, kom kyk. Kom saam met my, kom kyk. Ek het hom gevind, kom kyk. Daarop, hier kom hulle nou na Jesus toe aangeloop, en kyk wat gebeur daar. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom. En voordat Nathanael enige woord kan sê, voordat Nathanael een of ander verskoning kan probeer maak, teologies of wat ook al, want onthou, die Messias sou uit Bethlehem kom, hy was daar gebore, hy het gebly in Nasaret, want dit was sy ouers vandaan gekom het. Nou sê hy vir hom hierso, of dis waar hulle gaan vestig het, nadat hulle vervolg was, en Nathanael sê vir hom, kan daar iets goeds kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael om te kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, van waar af ken u my? God ken jou. Nathanael, glo jy omdat ek vir jou gesê het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou reeds gesien. So Jesus sien Nathanael, toe hy onder die vyeboom was, en daar moes iets gebeur het daar, wat hierdie kwalifikasie wat Jesus aan hom toevoeg hier, dat hy geen bedrog in sy hart het nie, en die oomblik toe hy weet wat daar gebeur het, en hy sien dat Jesus 'n profetiese gawe werk hier, en Jesus openbaar hierdie dinge, toe is daar geen verdere redenasie in sy hart nie, hy besluit,
hy gaan hierdie Jesus volg. En dan roep hy uit hier aan die einde van hierdie sinnetjies en hy sê vir hom, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat die Gees van God besit sal neem, dat U ons sal help, dat ons sal beweeg. Dat U ons genade sal gee om te verstaan wat U wil is, wat U in hierdie tyd wil doen. En Here, dat U ons krag en sterkte sal gee om deur te breek. Here, want daar's baie werk rondom ons, daar's baie werk, Here, wat gedoen moet word in mense se lewens, daar moet disippels van hulle gemaak word. En dit vereis tyd, dit vereis 'n opoffering, dit vereis vaardigheid. Dit vereis, Here, dat mense sal gaan om ander mense in te bring. Dit vereis dat iemand sal gaan vertel en gaan sê, ek het Jesus gevind, kom saam met my. En ek wil bid, Here, dat U ons genade sal gee, dat ons hierdie boodskap sal verstaan, en dat ons onsself, Here, sal rig, om dit te kan doen, in die naam van Jesus ons Here. En ek prys U daarvoor, Vader. Amen. Die tema wil ek dieselfde maak as verlede week, maar dis deel 2 van dit. En ek het laas week vir julle hierdie tema gegee, as Jesus sê, maak disippels, wat kan ek doen? Ek wil nie vir jou sê, wat moet jy doen nie? Want die groot vraag is, baie mense wil, maar hulle weet nie wat nie. En ek het laas week, het ek met jou stil gestaan rondom hierdie wat kan ons doen? Ons het gaan kyk na ons verantwoordelikheid om disippels vir die Here Jesus te maak. So elkeen van ons het gesien, het 'n verantwoordelikheid om disippels te gaan maak binne die bestek van my eie persoonlikheid, binne die bestek van my eie gawe, binne die bestek van waar ek ook al beweeg. Want daar is mense met wie u kontak het wat my nooit sal ken nie, tensy hulle in die kerk inkom. Daar is mense wat ek ken wat u nooit ken nie of nooit sal ken nie, so hulle is my verantwoordelikheid. So almal van ons sit met mense om ons, wie God ons geposisioneer het om met hulle te deel en presies te doen wat Filippus en Andreas met Petrus gedoen het en Filippus met Nathanael gedoen het en die res van hierdie disippels wat hierna volg. In Handelinge 1 vers 8b skryf die geneesheer, en ek is so dankbaar dat Paulus verwys in een van sy sendbriewe na Lukas, dan sê hy die geneesheer Lukas. So hy erken sy status en hy erken sy dokterskap. So baie keer is ons so heavenly bound dat ons earthly no good is. Ek wil hê jy moet mooi verstaan vanmôre dat God gebruik mense in verskillende posisies van hierdie samelewing om sy koninkryk ook uit te bou. Ek het nou eendag 'n lang gesprek gehad met die dokter wat my geopereer het, en toe hy my ondersoek het, ek het seker daar 'n halfuur gelê, daai sonar en allerlei goed gedoen het, en ek het uit meer teologie gepraat as ek dink op hy skerm gekyk het, en toe hy uiteindelik my sê, hoorie, jy moet geopereer word, toe ek sê, dokter, ek hoop jy het mooi gekyk. Want ek en jy het net woord gepraat. En hierdie ou het 'n diep geestelikheid. Daar's iets in hom wat my eintlik aangeraak het, en dis die manier wat hy die woord ken, en selfs in die Grieks en die Hebreëus kan ingaan, so ek het gewonder, het hy nie 'n teologiese graad ook nie. En dit is belangrik, kind van die Here, dat ons mense ag, en hier skryf hierdie geneesheer Lukas aan 'n invloedryke Romeinse amptenaar. Nou wil ek hê jy moet baie mooi kyk, dit is Lukas wat aan Theophilus skryf, waarskynlik sou 'n visserman, soos Petrus en Johannes en Andreas en Jakobus nie toegang gehad het tot daardie hooggeplaaste in die Romeinse era nie. Maar omdat Lukas 'n geneesheer was daar heel waarskynlik een of ander koneksie rondom Lukas en hierdie Theophilus vanuit daardie politieke kant af, en kon Lukas 'n ingang vind in Theophilus se lewe. So met ander woorde kan jy sien dat God gebruik mense om op verskillende vlakke te werk waar jy is en wie jy is. Elke mens het 'n invloedsfeer waarin jy werk. Almal van ons behoort eintlik 100 mense om jou te hê. Die invloedsfeer dink ek sê is iets soos 18, direk. Maar almal van
van ons ken mense, almal van ons werk saam met mense, almal van ons het families, almal van ons kind van die Here het skoonfamilies, en daar's baie mense binne hierdie groepering van mense wat Jesus nog nooit lief gehad het nie, en hom nie ken nie. So ons het 'n verantwoordelikheid om daardie mense by hulle uit te bring. En wat skryf Lukas aan hierdie invloedryke Romeinse amptenaar? En dit is baie duidelik dat hy 2 boeke aan hierdie man wy. Hy skryf die boek van Lukas en hy skryf die boek van Handelinge, wat direk hierdie briewe wat hy geskryf het, hierdie navorsing wat hy gedoen het, is direk gerig aan Theophilus in die Romeinse Ryk. En ek is oortuig daarvan dat hierdie amptenaar wou meer van hierdie Jesus weet, en hy wou weet presies wat het gebeur en hoe dinge werk, en Lukas was die konneksie, was die punt wat God gebruik het om by hom uit te kom, en Lukas doen al hierdie moeite om, hy sê letterlik kronologies hierdie gebeure in Jesus se lewe vir jou uit te spel, en ook dan alles wat hierna gebeur het in die boek van Handelinge. So kan jy sien, God kan jou gebruik waar jy is. En hy gaan jou gebruik as jy onder die slimmes werk, of as jy tussen die slimmes beweeg, gaan hy jou onder die slimmes gebruik. Hoor jy wat ek sê? Nou as jy nou nie so slim is nie, soos ek, dan gebruik hy jou onder die wat nie so slim is, en dis nou nie julle nie. Daar buite. Nie 'n kind van die Here. Ek het al my lewe gesien dat God gebruik jou deur sy gees waar hy wil. Al wat hy soek is 'n gewillige hart. Want een woord wat jy spreek, een sinnetjie wat jy vir iemand sê, maak nie saak op wat se platform hy in hierdie wêreld is nie, daai sin kan sy lewe transformeer. So ek en jy moet gewoond word daaraan, om met almal te deel, en almal 'n geleentheid te gee, en om voor almal te getuig van hierdie grootheid van God, en die Here Jesus. Wat is hierdie woorde wat hy skryf? Hy sê, en julle, nou moet jy mooi verstaan, Lukas skrywe, hy maak 'n aanhaling hier, in Handelinge 1 vers 8, van wat Jesus gesê het voor sy hemelvaart, direk voor sy hemelvaart. Hy sê, en julle, en dit verwys na Jesus se volgelinge, toe hy nog op aarde was, en julle, want hy haal Jesus nou aan, dis Jesus wat hier praat, en julle sal getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Nou wat sê ding is 'n getuie? Nou jy kan sommer net eenvoudig die hart gaan vat, dan gaan jy sien wat dit is. 'n Getuie beteken om iets te verklaar wat jy gesien het, of wat jy ervaar het. Nou wie van u het Christus in u lewe ervaar? Kom aan. Ons het hom dalk nie gesien in sy fisiese hoedanigheid nie, maar ons het hom in die gees gesien. Ons het sy werkinge ervaar in ons lewens. Nou kom weer, wie het die Here Jesus al ervaar in sy lewe, laat ek sien? Ok, nou sê nou vir jou mond, weet nie hoe gaan jy dit reg kry, maar sê vir jou mond, praat. Ok, praat, vertel. Nooi uit. Moenie vir jou man sê nie, moenie vir jou vrou sê nie, moenie vir die ander ou in die bank sê nie, sê vir jou eie mond. Jy moet praat, boetie. Jy moet nou praat. Hoeveel keer het ek nie al in my lewe in 'n situasie gesit? Ek onthou 1 jaar het hulle 'n verskriklike groot beplanning, hulle wou die hele Nina Park, wou hulle hier waar hierdie eerste gedeeltes van Nina Park hierwens van water, wat is sy straat se naam? Waterbok af daai kant toe, nee, hierdie kant toe eintlik. Wou hulle toemaak met palissade om allerlei diefstalle en goed te beperk. En ons is in 'n vergadering en daar seker 150 inwoners wat daar bly. En nou het hulle hierdie groot stories en is 'n advokaat wat hierdie vergadering lei. En hulle praat al hierdie dinge en ek sien hierdie goed gaan baie geld kos en hulle sê dit, maar hulle wil die huisgesinne mobiliseer. En in daai tyd was ek redelik wakker op die piek van herlewing. Ons het hier op die berg gebid, ons het daar by die forum gebid, vir 2-3 jaar aan mekaar, ons vir 10 jaar die herlewingsgebede gedoen, ons het regtig baie tyd spandeer, die kerk was almal bewus daarvan, die koerante het dit gepubliseer in die rekord, ons goed was in die rekord, en mense het onderhoude gevoer en allerlei goed. En ek luister al hierdie mense, hoe dat ons al hierdie plannetjies maak, om die kriminele element om ons te beheer. En julle, ek sê nie mens moet dit doen nie, want die Here sê, waak en bid. En op 'n stadium te begin het my so frustreer.
En hier binne-in sê ek mond praat, dat ore kan hoor. Maar nou weet jy mos nou, jy sit nou hier is 'n advokaat wat hier voor staan, dis nie 'n maklike ding nie. En ek sê die hele tyd vir myself, ek werk my daaraan self op, staan op en sê iets. En toe ek myself kon kry, toe staan ek op. En ek sê, hoor, al die dinge wat jy wil doen is goed en wel, ek gee my stem daarvoor. En ek kyk so rond oor al die mense wat daar sit. Ek sê, maar ek het nog nie een van julle wat hier sit gesien, in een van die bidure waar ons bid vir herlewing in Suid-Afrika nie. Maar julle wil allerhande palisades en eisters en goed gebruik. Die woord van die Here sê, te vergeefs waak die wagter as God nie waak nie. Dit lyk letterlik of jy 'n donderwolk oor daai ouens oopmaak. Hulle reën soos 'n sop nadat weg is die vergadering. Toe ontbind dit, toe is hulle klaar. Hulle het nou nog toe nie palisade opgesit nie. Miskien het ek hulle gekeer daai dag. Jy sien, kind van die Here, daar kom 'n tyd wat jy moet sê, wat die Gees van die Here vir jou sê om te sê. En dan moet jy nie sit en stil bly nie, en wonder wat gaan gebeur nie. Ek het daai dag opgestaan, en ek het nie geweet wat gaan gebeur nie, en dit het my ook nie geplan nie. Ek het gedoen wat die Here vir my gesê het om te doen. So luister baie mooi, sê vir jou mond, jy moet 'n getuie wees. Getuie om iets te verklaar wat jy gesien het of wat jy ervaar het. Nou hierdie skrif van Handelinge 1 vers 8 is 'n direkte verwysing, dis 'n aansluiting aan Theophilus in die tweede brief wat hy vir hom skrywe, van letterlik Lukas 24 vers 46 en 48. So in Handelinge 1 vers 8 begin Lukas waar hy die boek van Lukas in Lukas 24 vers 46 geëindig het. Daar's 'n aansluiting. Hy gee 'n aansluiting van Lukas 24 gee hy vir ons hier in die boek van Handelinge 1 vers 8. So wat sê hy dan in Handelinge 24? Hy sê, en hy sê vir hulle, en dis Jesus sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly, en op die 3de dag uit die dode uit opstaan. Nou heel eerste wil ek hê, op daai vers is daar iets wat jy moet sien. Let op wat Jesus se opdrag, of diep in sy hart, sy verlange na sy opstanding is. Want hy sê hierso, en dit het ek geskryf, so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dood uit opstaan. Hoor nou mooi. Om wat te doen? En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word. So wat is die opdrag na Jesus se verheerliking, na Jesus se opstanding uit die dode? Ons moet bekering verkondig, ons moet vergifnis van sonde verkondig. Hoe? In sy naam. Want dis die enigste naam waardeur mense gered nie kan word nie, maar moet word nie. Die mense kwoteer daai skrif verkeerd, dan sê hulle, sy naam is gegee sodat ons daardeur gered kan word. Dis nie kan word nie, dis daardeur gered moet word nie. So as nie 'n ander naam gegee waardeur jy gered moet word nie, behalwe Jesus Christus. Hoekom? Want Jesus is die naam wat ontvang is, wat gegee is aan Maria en aan Josef reg aan die begin, en dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit is die boodskap daar. So hier sien 'n mens dat die Here Jesus verwag van ons dat ons bekering en vergewing van sondes in sy naam sal verkondig, maar hoor nou, aan. Met ander woorde, vir wie is hierdie boodskap? So wat is die boodskap? Bekering, vergewing in sy naam, aan. Aan beteken, dis die mense wat dit moet ontvang, dis die ontvanger. Die wat die boodskap moet hoor, hoor nou mooi, aan al die nasies, van Jerusalem af, dis lokaal, dis jou stad, dis waar jy begin, dis waar jy woon, dis waar jy begin. Al die nasies van Jerusalem af, en, wat sê hy dan? Verder, waar is verder? In die wêreld in, vers 48, en julle, al sy volgelinge, sy disippels, is getuies van hierdie dinge. So met ander woorde, wie moet hierdie boodskap aan die nasies wegvat?
Wie moet hierdie boodskap van Jerusalem af oordra tot aan die uiterste van die aarde, soos ons dit nou gelees het? Die kerk van Jesus. Julle, ons kan nie by hierdie punt verbykom nie. Ons kan dit nie ignoreer nie. Iewerster in ons lewe moet ons hierdie ding begin verstaan. So met ander woorde, my en jou calling, ons roeping is om ander mense, ongeag wie hulle is, ongeag hoe hulle lyk, ons moet hierdie mense uiteindelik vertel dat hulle moet bekeer, dat hulle letterlik in sy naam vergifnis van sonde kan ontvang. Dis 'n eenvoudige boodskap. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor alle mense om ons om dit te doen. In Handelinge 1 vers 8b sien ons wat bedoel Lukas met van Jerusalem af en verder. Met onthou, Lukas skrywe in die boek van Lukas 24 sê hy van Jerusalem af en verder. So wat bedoel hy presies met van Jerusalem af en verder? Hy gee dit in Handelinge 1 vers 8 in baie fyn detail. Sê hy daar, van Jerusalem af, julle sal my getuies wees in Jerusalem, jou stad. Wat is die volgende woorde wat daar staan? En julle sal, ek het sien of ons daai versie so het nou, ons is by 1 vers 8b, en julle sal my getuies wees in Jerusalem. Wat is die volgende 2 woorde daar? Nee, ek hoor nie. Wat is die 2 woorde wat direk na Jerusalem staan? Ek hoor nie. Sê vir die ou langs jou klippart, want hy het gehoorstukke en hy kan nie mooi hoor nie. Sê vir hom, sowel as. Sowel as wat? Wat beteken sowel as? Jerusalem, sowel as, gelyktydig, ek het gaan kyk wat dit is, tesame met, en ook, net so, met ander woorde, en julle sal getuies wees in Jerusalem, gelyktydig, tesame met, en ook, net soos, in die hele Judea, dis jou land, in die land van Judea, in land van Juda, in jou land, en Samaria, Samaria was 'n kruiskulturele bevolkingsgroep, en tot aan die uiterste van die wêreld. Nou, ek hoor so baie van mense wat ons nou afgetree het, hulle grootste verlange is, hulle wil Europa gaan toer. Kom aan, hulle doen dit, dis goed. Maar ek hoor bitter min mense wat sê, hoorie, so ek gaan nou na my aftrede, gaan ek nou 'n bietjie Europa evangeliseer. OK, kom aan. Ja, jy kan gaan kuier daar. As Dirk net sê, wanneer jy aftree, is nog bietjie jonk, maar jy is amper daar. So luister mooi. Die woord van die Here is uitdruklik. Hy sê ons moet ons stad bereik, sowel as ons land. Ons moet sowel as kruiskultureel oor kultuurgrense heen, ons moet die hele wêreld bereik. Ons sien Matteus 24, julle, en hierdie is 'n baie kwaai skrif. Hoe Jesus se lering oor die eindgebeure en die wederkoms vir ons een belangrike sleutel of teikentyd uitspel, 'n leidraad gee met betrekking tot die tydsbedeling van die wederkoms. Jesus kom in Matteus 24 en hy gee al die feite rondom die wederkoms. Maar binne daardie konteks is vers 14. En gaan kyk wat sê vers 14 van Matteus 24. En hierdie evangelie van wat? Die koninkryk van God. Hierdie goeie nuus dat God in jou lewe wil regeer. Sal is 'n bevestiging. Verkondig word, nou sê hy deur wie? Elke Christen, elke getuie, in die hele wêreld. Ons het gesien dat elke Christen, elke getuie moet hierdie boodskap in die wêreld uitkry. Tot 'n getuienis vir al die nasies en dan, dis 'n tyd, sal die einde kom. Hoekom vat dit 2000 jaar vir Jesus om te kom? Sodat die evangelie aan die ganse mensdom
verkondig kan word. Nou julle, ons is in 'n era waar hierdie skrif letterlik vervul is. Ek wil nou nie vra wie sit hier wat nie 'n selfoon het, want dan stel ek jou bloot, maar kom ek vra dit andersom. Wie van u sit hier wat 'n selfoon het? Steek net vinnig jou hand op en dan sak jy hom vandag. Ja, is daar dan 3 wat selfone het, die ander het nie. Hier is niemand hier wat nie 'n selfoon het nie. Ek het eendag 'n preek gehoor van 'n man wat gepraat het oor hierdie skrif. En hy maak hierdie stelling en hy sê, toe Lady Di sterf, toe vat dit presies 2 ure vir die hele wêreld om die nuus te ontvang. Maar die kerk sukkel al 2000 jaar om die beste boodskap van die mees effektiefste mens, naamlik Christus Jesus, by die wêreld uit te kry. Hoekom? Want ons hou dit vir onsself. Ons besef nie, ons het 'n verantwoordelikheid nie. Want ons het kerkgangers geraak. Ons is vasgevang in die 4 mure van die kerk en ek is 'n kerkmens. Christus gaan jy vind tussen sy 7 kandelare, jy vind Christus in die kerk, jy vind hom by die kerk, hy gaan hom altyd by 'n gemeente kry. Want dit is wat hy wil hê, hy is die hoof en die gemeente is die kerk is die liggaam. Okay? So hoor nou mooi, Jesus sê, wanneer hierdie boodskap van die heerskappy van God, die koninkryk van God, die evangelie van Christus Jesus, in die hele wêreld verkondig is, dan sal die einde kom. Ek het 'n konferensie bygewoon, net voor die jaar 2000. Ek dink dit was in 1998 of 1999. Die konferensie se naam was die Chikowi konferensie. Daar was 6.500 predikante en pastore by mekaar, jare nog in Hatfield, Ooskerk, onder hom Ed. Willie Crew was een van die myn ouens wat die goed gereël het. En daar was aan daardie 6000 mense 'n opdrag gegee, 'n versoek gerig, dat ons voor die draai van die millennium in 2000, dat ons die 100 minder bereikte bevolkingsgroepe sal bereik. Nie onbereikte groepe nie, minder bereikte groepe, want daar was nie meer onbereikte groepe nie. En ons as gemeente het ons verbind om die heel noorde van Zimbabwe te doen. En daai tyd het die Here vir my gesê, ek moet 'n sendingskool begin. En ek het vir al die ouens wat daar was gesê, want Zimbabwe het oopgebly, en ek het gesê, ons sal Zimbabwe doen. En ons het bo by hoofkantoor 'n stuk geboue gehuur, dit reggemaak, en ons het vir 4 of 5 jaar het ons 'n sendingskool hier gehad. Ek het nie 'n sendingpaar gehad wat my kon lei nie, ek het nie 'n prinsipaal gehad van die skool, ek het niks gehad, ek het net my voet op die water gesit. In die volgende oomblik bel Willie Crew en hy sê vir my, hoorie so, ek wil net vir jou sê man, ek het 'n sendingpaar wat stikken is, hulle kom uit die veld uit, hulle retreat, is daar nie 'n plek wat hulle net by julle kan kom aanbid nie, ek hoor julle gaan met 'n sendingskool oopmaak, want ons is saam in hierdie ding in, die ding se naam was Dinatos. En ek sê, daar antwoord die Here my gebed, en ek bring vir Teens en Karen in, en hulle het hierdie sendingskool gelei, en uit hierdie sendingskool uit, het 2 van hierdie 10 kinders wat ons opgelei het, 'n kragtige werk vir God gedoen. Die een was Trevor Botha, hy het die grootste Pinksterkerk in Gent geplant, die afgelope 10 jaar, hoe lank hy ook al daar was. En die ander enetjie is Sierra Leone toe, bo in die Weskus, in die Wes-Afrika, waar ek dink tot vandag toe nog steeds besig is daar. En ons het in Zimbabwe inbeweeg, pastoor Dirk, myself, pastoor Blier, die moderatier. Ons het 'n groot werk daar gedoen, ons het 'n Bybelskool geplant en honderde mense het van Jesus gehoor. So kan jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid vanmôre om hierdie evangelie te gaan verkondig, en ek en jy weet dat daar is nie meer, dit is nie moeilik om op jou selfoon enige boodskap oor Christus te search nie. Jy kan maar net gaan kyk wat sê die internet.
Okay? Dis duidelik dat Jesus se kerk 'n wêreldopdrag het. Ek en jy het 'n wêreldopdrag. Ons as gemeente het 'n verantwoordelikheid teenoor alle mense in ons stad, in ons land, in ons kruiskultureel, oor die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika en waar ook al, en tot aan die eindes van die aarde. Nou sê vir my dadelik, sê pastoor, maar waar is ons betrokke? Nou kom ek gaan vir jou sê. Nommer 1, ons stad, is ek en jy wat veronderstel is om daar betrokke te wees. Dit is wat ons hier behoort te doen. Ons moet Pretoria vir die Here evangeliseer. Dis hoekom die Here, ons moet Acacia vir die Here evangeliseer. Kom ons maak dit nader, net Acacia. Ons moet Pretoria Noord by die Here uitkry. Ja, maar pastoor, daar's baie kerke daar, maar hulle doen dit nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om vir God iets te doen. Die volgende in ons land, waar werk ons in ons land? Ons betaal vir jare al 'n evangelis wat in Kaapstad sit, wat dwars oor die land evangelisasiewerk doen. Dra ons finansiëel. Elke maand stuur hy vir my 'n WhatsApp om te sê dankie vir die bydrae, dis wat ek gedoen het in hierdie tyd. Maar ons is in hoofkantoor betrokke en uit hierdie gemeente uit 'n klomp mense op 'n nasionale vlak in die land om die gemeentes toe te rus. Here, in een tyd het ons iets soos 230 of 210.000 rand gespandeer net in koninkrykstoerusting waar ek fisies self beweeg het en letterlik op 'n donderdag aand begin het tot 'n sondagmiddag na die diens en die koninkryksboodskap aan gemeentes gebring het in die hoop dat hulle dit vorentoe sal vat. So ons het 'n klomp dinge waarmee ons besig is rondom dit. Ons het multikultureel beweeg en dis my en jou verantwoordelikheid hier waar ons is. Ons moet. Hoe gaan hierdie mense by God uitkom as ons hulle nie gaan vertel van Jesus nie? Hoe gaan hulle waardesisteme verander as hulle nie die waardesisteem van God leer ken nie? Ons moet die wêreld bereik. En daar het ons in Zimbabwe, ons het Malawi, ons het oral ter ons sendelinge wat ons uitgestuur het goed gedoen, maar ons is nie tans effektief in hierdie goed nie. Ons is nie eens effektief in ons stad nie. En kind van die Here, dis wat moet verander. Hier staan 'n kerk wat 1000 mense kan hanteer. Hierdie auditorium kan 1000 sitplekke vat. Ek en jy moet hierdie kerk vol maak. Ons moet hom vol kry. Ons sê, Here, beweeg, dat ons die wonders en die tekens kan sien. Die Here sê nee, beweeg julle, want die Gees is in julle. Dan sal julle wonders en tekens sien. Die feit dat ons dit nie sien nie, is omdat jy nie jou hand op 'n sieke lê en vir hom bid nie. Die feit dat jy nie siele gered sien kom nie, is omdat jy nie met mense oor Jesus praat en met hom deel nie. So, wie se skuld is die feit dat hierdie land in hierdie toestand is? Dis die kerk se skuld. Dis die kerk se skuld. Want ons versuim ons verantwoordelikheid. Let op die groei van die kerk na die uitstorting van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Wat so goed is siele? Wat so goed is siele? Okay, wie's mense? Manne en vroue. So hoeveel was daar aan die begin? 3000 manne en vroue. Okay, nou kom ons kyk verder. Die volgende een, Handelinge 4 vers 4. En baie van die wat die woord gehoor het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. So hoeveel mense is daar nou? Hoeveel? Wie sê 10? Jan. Okay, dan het hulle geen kinders bygereken nie, né? So met ander woorde, hier sien jy, die manne wat getel was 5000, as hulle net hulle vroue ingebring het, saam met hulle, dan was daar 10.000, maar daar moes toch 'n bietjie 'n sweterjoel om hulle ook gewees het. Okay? Want in daai tyd was hulle nie soos ons wat net 2 kinders gehad het nie. Hulle het baie kinders gehad. So hier sien jy 5000 manne, so die kerk groei van 3000 siele af na 5000 manne, wat waarskynlik 15.000 of 20.000 mense gewees het en dalk nog meer. Maar kyk verder, Handelinge 5, vers 14 en 16. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg. Wat is die volgende woord? Menigtes van manne, sowel as vroue. Vers 16.
En die menigte van die stede in die omtrek, met ander woorde, al die dorpies rondom Jerusalem, het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was en hulle is almal genees. Let op, daar's 'n menigte van manne uit al die stede rondom Jerusalem. So waar bly hierdie kerk? Waar is hulle nog steeds met al die mense wat tot bekering gekom het? In Jerusalem. Hoeveel is 'n menigte? Dis baie. OK? Met ander woorde, is nou baie meer as 5000 manne. Dis nou 'n menigte. Handelinge 6 vers 1. En in die dae, toe die disippels vermeerder het. Wat vermeerder? Die disippels. En in die dae, toe die disippels vermeerder het, vers 2, het die 12 die menigte van die disippels byeengeroep. Handelinge 8 vers 1, dis die draaipunt. En Saulus het ook die vermoording goedgekeur van Stefanus, en daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die Christene waar? In Jerusalem ontstaan. Waar groei die kerk? In Jerusalem. Waar begin die vervolging? In Jerusalem. Nou wil ek jou vra, hoe laat God dit toe? Alles gaan dan so goed. Die kerk groei. Die disippels vermeerder. Die menigte kom met mekaar. Die Heilige Gees werk in krag. Die antwoord lê in hoofstuk 8 vers 1, die B-gedeelte. En almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels. So wie vat die evangelie van Jerusalem af verder? Die apostels bly in Jerusalem, die gemeente, hierdie menigte, hierdie disippels wat gemaak is, word verstrooi. En gaan kyk die orde, presies soos Handelinge 1 vers 8. Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Die kerk, die disippels, sal getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jesus se opdrag voor die hemelvaart was alle mense oral waar jy gaan. God moes 'n vervolging onder sy kerk instuur, sodat sy disippels die wil met betrekking tot die redding van alle mense oral kon deurvoer. Jy sien, in 'n gemeente raak dit mos lekker. Is cozy, is lekker warm. Sitplekke, ja, die aircon is af, maar nie worry nie. Ouens sê vir my, maar die aircon werk, hoor hoe raas hy. Dis nie die aircon wat jy hier hoor nie, dis die ligte wat jy hoor. So as jy gedink het die aircon is aan, is nie nou aan nie. Die vrouens sê vir my altyd al die tyd, ons kry baie koud. So hoor mooi. God moes 'n vervolging in sy kerk stuur, sodat die kerk sy opdrag kon uitvoer. Is dit nie dalk hoekom ons in Suid-Afrika deur al hierdie trauma moes gaan waardeur ons gegaan het die afgelope 30 jaar? Vir een eenvoudige rede, omdat die kerk so inklusief geraak het. Ons het so in onsself gegroei dat ons eintlik vergeet het om almal saam met ons in die Here te vat. Wie kry die boodskap van Jesus uit na die wêreld daar buite? Gewone gelowiges. Dit was nie geleerde mense nie. Dit was nie teoloë nie. Dit was nie die apostels per se nie. Dit was hierdie mense wat Jesus aangeneem het, wat verstrooi is. Hoor wat sê vers 3, vers 8, Handelinge 8 vers 3. Maar Saulus het die gemeente verwoes en in die huise gegaan en manne en vroue uitgesleep en in die gevangenis oorgelewer. En die wat verstrooi was, het die land, die hele Israel deurgegaan en die woord van die Here verkondig. Julle, ons moet bid dat ons nie eers in vervolging in moet gaan voordat ons hierdie opdrag uitvoer nie. Maar die Here sê, doen wat ek jou vra. Raak betrokke by mense se lewens. Ek het jou verlede week 7 eenvoudige dinge gegee wat jy kan doen om mense te bereik. En wie van julle kan hy 7 goed onthou? Wat was die eerste een? Ek hoor nie. Gaan. Hier het iemand het dit neergeskryf.
So wat is die eerste een? Gaan. Nou julle, die wat hier sit vanmôre, dit beteken terwyl jy gaan, daar waar jy gaan. Wie van u gaan, in elk geval, elke dag? Werk toe, skool toe, dokter toe, waar jy gaan. So met ander woorde, die eerste ding wat jy kan doen is, wat ons behoort te doen is, wees bereid om te gaan vir Jesus. Bevriend iemand, reik uit na mense, vertel hulle van Jesus. Moenie jouself heilig hou voor hulle en gaan net na mense toe en vertel hulle wat Jesus vir jou gedoen het. Dis presies wat Filippus en Andreas gedoen het. Ons het hom gevind. Dis nie dat jy nie daar was nie, ons is presies waar hulle is. Ons was daar, maar ek het hom gevind. En dit het my lewe verander, en dis al wat jy vir hom moet sê. Hoe gaan ek hom bevriend? Hoe gaan ek na hom uitreik? Met my getuienis. Met deur na sy behoefte toe uit te reik. Wie van u ken iemand daar by jou werk of waar ook al, wat jy weet 'n behoefte het van een of ander aangeleentheid? Finansies, huwelike, kinders, vervoer. Wie van u ken so iemand wat 'n behoefte het? Julle, ons almal ken sulke mense. Dit is hoekom, maak vir jou vriende deur die onregverdige mammon. Moenie net altyd goed vir jouself hou nie. Probeer uitreik na mense in hulle behoefte en help mense so ver as wat jy kan. En as jy dit nie kan doen nie, kry 'n klomp ander Christen mense, vertel hulle wat jy behoort, wat jy moet doen, wat die Here vir jou sê om te doen, en maak hulle betrokke by dit. Hulle hande is oop. Hulle harte is oop. So jy moet gaan. Wat is die tweede ding wat ons moet doen, nadat jy nou gegaan het? Prys die Here. Wie het dit nou gesê daar? Is dit Johan, jy het seker 'n boekie daar voor jou. OK, jy sien die ouens wat neerskryf ontken, want hulle swat dit in die week op. Die ander ouens sit net en luister hier in daai kant uit. Ek hoop nie so nie. Hoor mooi. Nooi iemand uit. Jy gaan, wat moet jy volgende doen? Nooi iemand uit. En wat sê jy vir hom? Ag, kom saam met my kerk toe. Kom saam met my groeigroep toe. Kom met my disippelskap toe. Man, kom net na my huis toe. Ek wil 'n braaivleis met jou hou. Ek wil met jou deel oor Jesus Christus. Ek wil met jou praat. Kom. Ek wil jou meer leer aangaande dit waaruit ek kom en wat die Here met my gemaak het. So jy gaan en dan nooi jy die persoon uit. As jy met mense praat oor Christus, sal daar twee tipes dinge gebeur. Met ander woorde, Matteus 10, kyk wat gebeur. En in watter stad of dorp jy ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin bly. Wie daarin is. En bly daar totdat jy vertrek. Hier's 'n sleutel hierso. Vers 12. En as jy die huis ingaan, groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as die huis dit nie waardig is nie, as daar nie geloof is, of as hulle harte nie oop is vir Jesus nie, wat moet jy doen? Laat jou vrede na jou terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis en daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Julle, hier is twee groepering van mense hier. Die eerste een is, die wat geloof toon en na jou sal luister. Jy gaan altyd mense kry, uit 'n groepering van mense, wat gaan navraag doen, wat gaan luister na wat jy sê. Maar dan is daar hierdie ander, wat sy hart te hart is. Hulle wil nie hoor nie, hulle wil nie luister nie. Moenie opgee op hulle nie. Daar's 'n roete wat jy met hulle moet hanteer. Gee hulle oor aan die Here. Nou begin jy bid. En jy begin die Here, hoekom? Want hulle harte is nie oop nie. Wie kan die hart oopmaak? Net die Here. OK? So met ander woorde, wat ons doen is, hy sê, skud die stof van jou voete af. Ek sê, hoor, ek het klaar met ou Jan gepraat, want kyk, hy suip soos 'n vis, en daar's nie 'n manier dat hy ooit tot bekering sal kom nie. Nee, dis in ons oë. Hy kan tot bekering kom. God kan hom. Ek het gesien hoe 'n volslae alkoholist sy bottel whisky vat en so in die drein afgooi, nooit daarna weer drink nie. So jy sien, kind van die Here, God kom en hy sê vir ons vanmôre, baie duidelik, jy gaan twee tipes, jy gaan die kry wat nie glo nie, en jy gaan die kry wat glo. En dalk is die wat glo, wat nie wil glo, baie meer is die wat wil glo, maar dit maak nie saak nie. Jy het uitgereik na die man van vrede toe. Maar let op Jesus se woorde in vers 11. As jy 'n persoon van vrede gevind het, bly by die persoon. Hoekom? Want die oomblik, wanneer jy een persoon in 'n huis vind,
wat uitreik na Jesus toe, moet jy sy beïnvloedingskrag gebruik, en gaan God daardie persoon gebruik, om die res van die mense nader te trek. Ek wil sommer net vir julle getuienis vertel wat in hierdie week gebeur het. Pastor Amanda is besig met 'n dame in berading, en ek is besig met die man. En ons loop nou al 'n redelike lang pad met hulle saam, miskien al 5 weke of meer wat ons met hulle pad loop. En verlede Sondag, ek het hulle uitgenooi om Sondag aand by die disipelskapskool in te skakel, en veral moet ons nou begin met die 6 pilare van Christendom. En die vroukie kom uit 'n ander kerkgenootskap uit, en sy het redelik weerstand wanneer dit kom by die Pinksterwêreld en die hande klap en die doop en al die goed wat ons mos maar almal ken. Dit is mos nou maar in die wêreld daar. En Sondag aand het ek op bekering bedien, en Pastor Amanda het met haar iewester 'n week of dit voor dit met haar gepraat oor die doop. En Paulus sê, ek saai, Apollos maak nat, maar God laat groei. En Sondag aand sit die 2 mense daar in die disipelskapskool, en ek praat oor bekering. En ek het die lesing voor my, en ek fokus op die lesing. Amanda bel my na die tyd in hierdie week, ons praat daaroor, en sy sê, weet jy, ek het so 'n wonderlike sessie gehad, weet jy wat het gebeur? Ek sê, nee, ek weet nie. Sy sê, toe hierdie vroukie daar weggaan, toe vat sy die handleidingkie, en sy gaan deel dit met haar ma en pa, en die oom is 83, en ek weet nie, oud is die tannie net hier onder die 80. En sy sê vir haar pa, en sy sê vir haar ma, ek het op die plek gekom wat ek weet, ek moet my beklee in die naam van Jesus Christus, ek moet my laat doop. Want bekering is 'n keuse, en jy moet kies. En ek het daarop gehamer, julle ouens sal weet wat daar was. Sy sê in die oomblik toe sy dit vir haar mamma en haar pappa sê, toe draai die oom of die tannie om een van hulle eers en sê, maar my kind, ek wil my ook laat doop. As jy gaan, ek gaan ook. En die ander een sê, as jy gaan, gaan ek ook. Kan julle sien die huis van vrede? As jy iemand vind wat oop is, bly daar. Want daar's ander mense wat gered moet word. En ons moet by hulle uitkom deur hierdie mense. Die derde wat jy moet doen is stel hulle voor, ontmoet ander Christene. 2 Korintiërs 13 vers 1b. In die mond van 2 of 3 sal elke getuie vas staan. So met ander woorde, laat hulle ander Christene ontmoet, wat hierdie getuienis hoor, soos ons vanmôre gehoor het. Matteus 18:20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde, hulle moet God beleef. Jesus stuur 2 disippels saam, 2 uit, om hierdie sendingwerk te gaan doen. Die 4de punt is wat ek met julle hanteer het verlede week, is verbind. Help die persoon om Jesus persoonlik aan te neem. En julle, ek gaan vir julle volgende week, as die Here my leesbaar, sommer net 'n blaadjie of 'n ding gee wat jy kan gebruik. Ek gaan vir jou verskillende goedjies gee wat jy kan gebruik, wat jy eintlik uit jou kop uit kan ken. En as jy met iemand praat, dan al wat jy doen is, jy deel met hom so. Jy gee vir hom iets in sy hand. Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy vra die persoon, wil jy ook 'n kind van Jesus word? Glo jy dat daar vergifnis van sonde deur sy bloed en in sy naam is? Glo jy dat as jy hom persoonlik, as jou God en verlosser aanneem, dat jy ook deur sy offer op Golgotha die ewige lewe kan beerwe? Julle, dit is so eenvoudig soos dit. As die persoon sê ja, dan bid jy saam met daardie persoon dat hy 'n belydenis maak van sy sonde en oorgee aan die Here. Die 5de ding is, rus hulle toe, lei die persoon tot geestelike volwassenheid. En hoe kan jy dit doen? Jy bring hom kerk toe. Jy gaan saam met hom na 'n groeigroep toe. Jy nooi hom uit na jou groeigroep toe. Jy nooi hom uit na die disipelskap en jy gaan sit saam met hom, daar het jy daai goed al gehoor. Jy betaal 'n prys om hierdie persoon geestelik volwasse te kry. Weet jy wat doen die kerk? O pastoor, ek het nou hierdie ou met hom gedeel, hy het nou die Here aangeneem. Dan vat hy daai nuwe baba aan die Here en hy laai hom voor my deur af en hy sê, hierso is hy nou, baie dankie, I'm finished. Kom aan. Wie van julle het kinders gehad? Of het kinders? Wie van julle sal jou kind daar voor die deur van iemand anders gaan damp en sê, hoorie so, ek is nou klaar, ek nou die kind gehad, hy's daarom nou in die lewe, hy haal daarom nou asem, maar dis nou jou verantwoordelikheid. Kom aan, julle gaan dit nie doen nie. Maar ons doen dit met ons geestelike kinders.
Hier sit 'n klomp mense in hierdie kerk wat my geestelike kinders is. Paulus praat van Timoteus so. Moenie die mense los nie. Die 16 is bemagtig hulle. Jy moet hulle toerus, dan moet jy hulle bemagtig. As verskil tussen toerusting en bemagtiging. Bemagtiging is jy spandeer tyd en jy help hierdie persoon om sy getuienis te lewer. En jy bring hom op 'n plek waar daardie persoon effektief vir Jesus kan werk. Jy leer hom om te bid vir 'n sieke. Jy leer hom 'n duiwel uit te dryf. Jy leer hom al die praktiese goed deur dit te demonstreer vir hom soos dit Jesus gedoen het. Die 7de ding is jy moet oor hom waak en jy moet hom bewaar vir God se koninkryk. Dit gaan oor gebed. Jy moet bid vir die mense. Ons moet bid vir hulle. Ons moet hulle opdra na die troon van die Here. Hoor wat sê statistiek en ek wil my haas. Hierdie statistieke wat ek hier het, is dit op die bord. Hierdie statistieke is het ek ontvang in die jare vroeg 2000. Dit was internasionaal uitgegee. Kyk wat sê daai statistieke. Die eerste een is, net 8% mense kom tot bekering deur die prediker. 1% mense in daai tyd het tot bekering gekom deur media. 4% het tot bekering gekom deur kerkprogramme. 4% het tot bekering gekom deur die kinderkerk en deur die sonnaarskool. 5% het tot bekering gekom deur jou besoekersgroep. En ouens wat in die kerk stap en jy begin hulle opvolg en jy loop met hulle pad. Maar wat sê die grootste deel van daai pie chart? 78% mense kom tot bekering hoe? Deur 'n vriendskapsverhouding. Nou julle, waarop moet ons fokus as ek dit sien? Op elke individu. Die ander dinge kan jy doen, maar dis addenda. As ons elke persoon in Christus se kerk kan mobiliseer om 'n getuie te word van Jesus teenoor iemand anders, sal daar 'n radikale beweging van God in hierdie land plaasvind. So waar lê die oorwinning en die krag hier? Dit lê in my en jou getuienis na buite. Nou gaan ek vir jou die nuutste internasionale statistieke gee. Die nuutste, dis nou. Want die goed het verander na die jaar 2020. Daar was 'n revolusie en hulle noem dit die elektroniese revolusie. So hoe lyk die statistieke daarna? 85%, julle het dit nou nie hier nie, 85% van mense wat bekeer, kom deur persoonlike verhoudings, one-on-one vriendskaplik, tot bekering. Uit hierdie 85%, is daar 60% uit die 85 kom in stedelike gebiede tot bekering, as gevolg van mense se persoonlike getuienis. So wat is belangrik hier? My persoonlike getuienis. Persoonlike evangelisasie word as die mees effektiefste gemeld, let wel, nuwe kerkplanting in Noord-Amerika maak hoofsaaklik op hierdie strategie staat. Hulle probeer hulle gemeentelede mobiliseer om disipelmakers te word. Die tweede ding is, getuienis, dis die tweede belangrike een. Getuienis of evangelisasie, met ander woorde, dit gaan oor attraction, event, evangelism, staan tweede in die ry. Wat se ding is dit? Die kerke hou blokpartytjies. Hulle hou 'n skaapbraai en hulle nooi die omgewing. Hulle doen iets daar waar jy bly, jy nooi 'n klomp ouens vir 'n braaivleis. En al wat jy doen is jy modelleer Christus aan hulle. So hier sien 'n mens dat uitreiking na mense, nie net met 'n kerkprogram nie, op jou eie individuele manier, waar jy mense betrokke maak, dit het 'n groot effek. Herlewingsdienste vind groot aanklank. Spesiale onderwerpe, soos huwelike, ouer kind, leierskap, wat jy mense nooi om te kom. 2/3 van groeiende kerke kombineer vriendskapsevangelisasie met, hulle noem dit event-evangelisasie. Hierdie kerke gee baie aandag aan opvolg en op pad aktiwiteite, met ander woorde op disipelmaking van hierdie mense wat inkom. Die derde belangrike een wat nou volg, is die digitale en die sosiale media evangelisasie het tussen 300 en 400% toegeneem in die laaste 5 tot 7 jaar. Wie van julle het al ooit 'n diens gekyk
op jou foon of op jou rekenaar. Dis almal. 'n YouTube of wat ook al. Okay. 78 kerke stream hulle boodskappe. 90% gebruik sosiale media. 55 tot 70% sê dis effektief om nuwe mense so te bereik. Hoor wat sê Openbaring 12 vers 11. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en wat sê hulle dan? Die woord van my getuienis. Nou vra ek vir jou, wie van u het 'n getuienis wat Jesus al vir jou gedoen het? Kom ons steek 'n bietjie jou hand op. Kan die duiwel vir jou sê, dit wat die Here daar vir jou gedoen het is nonsens? Hoekom nie? Want wat gebeur het gebeur en daar's 'n bewys dat Jesus jou gebede beantwoord het. Hy kan nie met jou stry nie. So hoe oorwin jy die duiwel? Deur te praat oor Jesus se bloed, maar ook deur jou getuienis dat daai bloed het krag in jou eie lewe gehad. En ons behoort so baie getuienisse te hê, dat ons elke dag met iemand kan deel oor iets wat kan assosieer met hulle. Dan vra ek jou vanmôre, kan jy vanmôre jou getuienis bring? Ons gee baie keer sulke getuienisgeleenthede hier in die kerk, nie baie keer, ons het dit al gedoen. Maar dan luister ek so na die mense, dan sien ek, hulle is heeltemal onsamehangend. En ek het vir jou 'n blaadjie uitgedeel vanmôre. Hy lyk so. Voor en die agterkant. Dit is Paulus se getuienis. En ek sluit daarmee af. Hoor wat sê Karl Thomas. Hy sê, ek kan nie stil bly oor Christus nie. Ek het hom lief. Ek sou klasse moes loop om hoe om nie van hom te praat nie en of nie sy liefde te demonstreer nie. Die wat hom lief het, kan nie stil bly oor hom nie. Jou getuienis bevat gewoonlik 2 dele. Jou omstandighede voor en na jou bekering. En dan jou laaste een is, wat jy vir baie duidelik moet weet is, hoe lyk dit nou na my bekering? So, sien jy, dis eenvoudig. Hoor wat sê Paulus, omstandighede voor en rondom jou bekering. Handelinge 22 vers 1 en 2, ek nou nie al goed lees nie, maar hy sê letterlik daar, so was my lewe voor my bekering. Ek is 'n Jood, gebore in Tarsus, Sicilië, maar groot geword in hierdie stad onder Gamaliel, het ek die wet deeglik gebestudeer en ek was ywerig vir God soos enige een van julle nou is. Ek het die volgelinge van hierdie weg vervolg tot die dood toe. Ek het manne sowel as vroue gearresteer en in die tronk gegooi, so dit moes nou gelees. Daarvan is die hoofpriester en die Joodse raad my getuies. En ek het toe ook briewe van hulle af ontvang om die broeders in Damaskus te arresteer en na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kan word. So kan jy sien, dit is Paulus se lewe voor hy Jesus ontmoet het. Hier som hy dit op. Hoeveel hoofstukke gebruik hy om dit te doen? Kan jy sien, daar's nie detail nie. Hy raak die kernpunte aan van wie hy was. Nou gaan hy oor. So het ek tot bekering gekom. Dit was omtrent 12 uur die middag en ek was naby aan Damaskus, toe daar skielik 'n helder lig uit die hemel rondom my skyn. Ek het op die grond neergeval en 'n stem gehoor wat vir my sê, Saul, Saulus, Saulus, waarom vervolg jy my? En ek antwoord, wie is u, Here? En ek is Jesus van Nasaret, wie jy vervolg. Het hy geantwoord, my mede-reisigers het die lig gesien, maar het nie die stem gehoor wat met my praat nie. So kan jy sien, dis 'n bewys wat iets het gebeur, en hoe lyk Paulus toe hy daar op die grond neerslaan? Wat gebeur met hom? Hy's blind. So die ouens wat saam met hom was, hulle hoor nie die stem nie, maar hulle sien alles wat gebeur. En skielik Paulus het op sy eie perd gery, hier lê hy langs die perd, hy kan nie sien nie. Okay, so daar's 'n getuienis op hierdie getuienis, ander het dit gesien. Nou gee die detail hoe ek Jesus aangeneem het. Wat moet ek doen, Here? Vra ek. Staan op, het die Here gesê. En gaan na Damaskus. Daar sal vir jou gesê word wat aan jou opgedra is om te doen. My mede-reisigers het my aan die hand na Damaskus gelei, want die lig het my oë verblind. 'n Man genaamd Ananias het my kom sien. Hy was 'n baie wetsgehoorsame man en was gerespekteer deur al die Jode wat daar gewoon het.
Hy het by my kom staan en gesê, broeder Saulus, word siende, en op daardie oomblik het ek hom aangekyk. So kan jy sien, en nou kom hy in sy heel laaste vers, en nou sien jy wat Paulus alles vir die kerk van Jesus doen. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag my lewe ook vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. 1 bladsy. Hoe lank gaan dit vat om daai getuienis verbaal aan te bied? Nie langer as 5 minute nie. Hoekom nie? Want jy moet nie ouens verveel met detail nie. As jy nie jou getuie is, want jy het nie altyd 'n uur om met 'n ou te deel nie. Jy het dalk letterlik 2 of 3 of 4 minute wat jy iemand 'n oop deur gevind het om met daardie persoon te deel. Op die agterkant het ek vir jou 'n bladsytjie gegee wat hierdie punte vir jou uitgespel het in elke paragraafie. So jy gaan nou vanaand huis toe en dan gaan kyk jy of jy jou getuienis kan uitskryf volgens hierdie formaat. En dan leer jy dit. Hoekom? Want in hierdie week wat voorlê, gaan jy jou getuienis met iemand deel. God gaan, as jy vandag besluit, ek gaan dit doen, gaan die Here vir jou iemand jou pad langs stuur, sodat jy dit kan doen. Is daar vanmôre iemand wat sê, ek wil my getuienis met iemand deel, want ek wil 'n getuie vir Jesus wees. Is daar iemand wat sê, Here, ek wil 'n getuie vir Jesus wees? Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Vra vir die Here vanmôre. Vader, ek wil bid. U roep ons elkeen om 'n getuie te word. En Here, ons sien hoe dat die kerk radikaal gegroei het in die boek van Handelinge, omdat gewone mense, Here, in Jerusalem uitbeweeg het, saam met die apostels. En daarna, Here, wat hulle verstrooi was oor die res van die dele van die land. En hoe dat hierdie evangelie, Here, aan die hele Jerusalem en die hele Israel, Here, verkondig is, totdat Paulus, Hemelse Vader, uiteindelik na sy vervolging self tot bekering kom en hierdie boodskap, Here, na Europa toe vat. En ander dele, Hemelse Vader, van waar hy dan ook geëvangeliseer het. En Here, so sien ons, dis hoekom hy sê, ek het meer gedoen as hulle almal saam. En ek wil bid, Here, help ons dat ons sal verstaan vandag, ons moet mense in ons omgewing bereik. Ons moet mense in ons families bereik. Ons moet mense, Here, ons moet ons kinders vir Jesus bereik. En Here, ek wil vra dat U ons genade sal gee in krag en sterkte. Want Here, ons het gesien ook dat die statistieke bepaal op 'n internasionale vlak, Here, dat die heel eerste ding wat moet gebeur is, daar moet 'n kragtige gebed vir elke persoon gemaak word. En ek wil vra, Here, help ons om dit te kan doen. Help ons om te verstaan dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet vir die Here vra, wie wil U gered hê, sodat ons kan weet wat U in mense se lewens wil doen. Dankie, Here, vir U goedheid, dankie vir U woord. Ek wil bid, maak ons net bewus van ons verantwoordelikheid. Here, hierdie is nie 'n 2 preke wat ek preek, Here, waar ons net iets van U verwag nie. Ja, ek verwag, Here, dat U ons sal genade gee en sal help om uit te reik. Maar Here, ons kom deur hierdie 2 bedieninge, hierdie woord wat 2 keer bedien is nou, en ons sê, Here, wat kan ons vir U doen? Hoe kan ons vir U werk? Hoe kan ons die koninkryk uitbou? Hoe kan ek, Here, effektief wees om siele en disippels te lei? Ek vra dit, Here, in Jesus se naam. Help ons, leer ons, gee ons 'n verantwoordelikheidsin rondom dit. En Here, daar waar ons in hierdie week beweeg, dat ons nie hierdie woord sal hoor en dit aan die kant sal uitwaai nie. Maar dat hierdie woord vandag op vrugbare grond sal val. Daarom wil ek dit bind vanmôre, Here, in harte wat vrugbaar sal wees in Jesus se almagtige naam. En ek eer U, Here, en ek loof U en ek aanbid U, want daar is niemand soos U nie. En ek loof U, Vader. Amen. Gaan in sy liefde en sy vrede. Onthou, daar's pannekoekies, ek dink julle het bestel. Ek is seker daar sal nog wees vir die wat nou nie bestel voor die tyd nie, hulle het bestel terwyl hulle ingeloop het. As jy nie jou naam op die lys het nie, asseblief, daar sal genoeg wees. Die Here seën julle in sy vrede en sy liefde.